Goeiemôre, nuwe familie en baie welkom by vanmôre se aanlyn erediens. Ek hoop dat julle die koue oorleef het van hierdie week en dit is nog steeds lekker koud. Ek hoop dat daar waar julle is julle lekker warm. Ek hoop ook dat julle vanmôre 'n ontmoeting met die Here sal hê in hierdie ruimte. Mag julle die genade en die vrede van die Here voel. Vanmôre as ons saam gaan gesels, ons gaan bietjie oor vrede gesels vandag en ons gaan uit Romeine 12, Jakobus 3 en Matteus 5 uitlees om hierdie om ons gesprek bietjie te vorm en te lei. Maar voordat ons daarby kom, wil ek graag net ietsie sê oor wat hierdie week in die NG Kerk gebeur het. Baie van julle het dalk die koerantartikels, die koerantberigte gesien of gehoor daarvan van wat in die Wes-Kaap gebeur het tussen een van die gemeentes aan die strand. Wat doleer het en wat 'n paar standpunte ingeneem het of 'n paar stellings gemaak het. En ek het al heelwat gesprekke gehad hierdie week daaroor en ek het gedink ek wil graag net bietjie ietsie sê daaroor of net eintlik reageer daaroor en hoe om te reageer. Het ek gedink ek wil Nelis Jansen van Rensburg wat die moderator van die NG Kerk is en van die Wes-Kaap Synode is, ek wil sy verklaring uitlees wat hy uitgereik het na die hele ding gebeur het daar in die Kaap. As jy nie weet nie waaroor dit gaan nie, is jy welkom met te kontak en dan kan ons gesels. Maar ja, ek wil vir ons hierdie ding voorhou of net lees wat Dominee Nelis gesê het. Hy sê, Nelis Jansen van Rensburg reik die volgende verklaring uit namens die moderatuur van die NG Kerk in Wes-Kaapland rakende standpunte van die NG Kerk Strand. Die berig in die Burger van 14 Julie 2021 oor die NG Kerk Strand se dolering asook die redes waarom hulle doleer, het diep verontrusting veroorsaak by elkeen wat lief is vir die Here en vir sy kerk. Die aansprake wat lydens die koerantberig deur die kerkraad van hierdie gemeente gemaak word, is nie net 'n wanvoorstelling van die standpunte van die NG Kerk nie, dit is ook misleidend vir lidmate van die gemeente en enige leser van die berig. Trouwens, daar is geen standpunt of besluit van die Algemene Synode of die NG Kerk, of enige van die ander deelnemende synodes van die Algemene Synode, wat enige van die stellings wat gemaak word ondersteun nie. Die kerkraad se stellings is onverstaanbaar aangesien dit nie moontlik is om op 'n redelike wyse tot so 'n interpretasie van die helder besluite en duidelike standpunte van die Algemene Synode oor elkeen van hierdie sake te kom nie. Dit is hartseer dat die kerkraad hierdie posisie inneem in weerwil van al die opsies om met verteenwoordigers van die kerkverband het sy op rings of synodale vlak in gesprek te tree en op grond van 'n korrekte feitestelsel standpunt in te neem. Dit is veral verontrustend aangesien dit die integriteit van die hele kerkraad in gedrang bring. Die ergste van die beweringe is dat die NG Kerk in eie geleedere geloof in die opstanding van Christus as 'n opsionele saak beskou. Dit is erg misleidend en onwaar en geskied in weerwil daarvan dat die opstanding van Christus die hart van ons belydenis en geloof is. Die kerkverband sal op gepaste wyse en met liefde met die kerkraad van Strandgemeente in gesprek tree en alles moontlik doen om die nodige regstellings te maak. Die eer van Christus is hierin op die spel. Hy is immers hoof van die kerk. As lede van sy liggaam is ons daartoe verbind om met liefde, eensgesindheid en welwillendheid die Here te dien. Nou dit is wat Nelis Jansen van Rensburg te sê gehad het of gesê het. En nou in reaksie op wat hierdie week gebeur het, in die 14 Julie in die Burger sal jy die berigte kry. En ek wil maar net, ja, dit eintlik maar net dit daar los, dat ons kry so baie aanvalle van buite af, en daar so baie dinge wat gesê word, en oor die NG Kerk dit en dat, en die en daai. En ek wil net vir julle sê, vanmôre, dat die Here is in beheer van sy kerk, hy staan as die hoof van sy kerk. En hy sal sy kerk beskerm en regeer. As jy enige vrae het, enige iets wat jy wil sê, enige iets wat jy oor wil gesels, oor hierdie spesifieke artikel, is jy baie welkom om my te kontak. My telefoonnommer het verander. Dis nou 081-033-2794. Vir die van julle wat dit dalk nog nie verander het nie. Kontak my gerus en kom ons gesels. Ek drink graag koffie. Baie dankie, gemeente. Nou familie, om aan te sluit by dit wat ek nou net gesê het oor wat in die Wes-Kaap gebeur het en die reaksie van ons moderator, wil ek graag vir ons die diens open
verder open met Romeine 10 vers 17, wat eintlik so ongelooflik gepas is. Wat sê, die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. Nou familie, mag ons vanmôre vir Christus verkondig. Mag ons net vir Christus verkondig met ons hele wese, met ons totale lewe. Mag die Here ons seën ook daar waar ons is en waar ons nou na sy woord toe gaan. Amen. Familie, soos wat ek gesê het, gaan ons vanmôre 'n bietjie uit 3 verskillende plekke uit lees. Ons gaan lees uit Romeine 12 uit, ons gaan lees uit Jakobus 3 uit en ons gaan lees uit Matteus 5 uit. Nou, ek wil vir ons begin deur vir ons Romeine 12 verse 17 tot 21 te lees wat sê: Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. En dan gaan ons blaai na Jakobus 3 toe. Jakobus 3 verse 13 tot 18, wat ons ook gaan saam lees. En hierso staan, die opskrif hier is hemelse wysheid teenoor aardse en demoniese wysheid. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinnelik demonies. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings en verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. En dan wil ek vir ons afsluit met 'n gedeelte uit Matteus 5 uit Jesus se bergrede uit, vers 9, wat dan vir ons sê, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Nou, ek het in die week, het ek op 'n aanhaling afgekom, of ek het 'n aanhaling gesien en gekry daar by iemand, wat sê, although the world is full of suffering, it is also full of overcoming it. Kom van Helen Keller af wat dit gesê het. En dit is so of die tema van ons preek, is om die kwaad met die goeie te oorwin. Nou familie, dit is eenvoudig opmerklik hoeveel onenigheid, hoeveel konflik en haat daar soms, en miskien al hoe meer tussen mense en groepe van mense is. Dit lyk soms vir ons asof dit net eenvoudig onmoontlik is vir mense om in vrede met mekaar te kan saamleef. Daarom, as ons sê dat ons in 'n tyd leef waar daar eintlik maar 'n onuitspreeklike
ongelooflike groot behoefte aan vrede is, hoef ons dit nie eintlik eers regtig te sê nie. Is dit nie eers nodig om dit regtig te sê nie, want ons weet mos, ons het so baie vrede nodig. Maar hoekom, liewe familie, hoekom is daar nie vrede tussen mense en groepe nie? Ek dink, een van die redes is dikwels omdat mense voel dat hulle verontreg is op 'n manier. Dat hulle op 'n onverdiende wyse of manier benadeel is. En verder, kom vrede nie sommer maar net so van self soos 'n towerstafie nie. Om werklik vrede te maak, en om werklik in vrede te leef, is en kan nooit 'n goedkoop, oppervlakkige daad wees nie. Inteendeel, familie, vrede maak is 'n diep proses wat met moeite en inspanning gepaard gaan. Want soms, en ek reken ons almal ken dit, soms vat dit byna bo-menslike krag en wil om konflikte oor te kom, of om vrede te maak. Geen wonder dat Jesus in Matteus 5 vers 9 die eretitel van kinders van God gee vir die vredemakers nie. Die mense met wie Jesus in hierdie vers praat, is eintlik maar so half in dieselfde omstandighede. Hulle omstandighede was nie veel anders as ons omstandighede vandag nie. Die oproep wat Jesus hier maak om vrede te maak in Jesus se tyd was net so moeilik om uit te voer soos wat dit vandag is. Soos wat sy volgelinge toegesukkel het, so sukkel ons ook vandag om hierdie opdrag uit te voer. Jesus se hoorders, die mense wat die boodskap eerste gehoor het, was gewone mense. Heel waarskynlik mense van so 'n laer klas, as ek dit so kan sê. Dit was die skrynwerkers, die vissermanne, die kleinboere, die dagloners, die so in hulle tyd die laer klas mense. Op 'n politieke gebied weet ons van die geskiedenis dat die hele land eintlik gebuk gegaan het onder die onderdrukkende Romeinse ryk. Joodse gebruike is geminag, maar en bo op hierdie minagting van die Joodse gebruike of hulle geloofsgebruike, het die Romeinse lewenstyl die Joodse kultuur eintlik maar weggedruk. Nou die mense in klein beroepe of hierdie laagklas waarvan ons gepraat het gesukkel om 'n bestaan te maak omdat hulle nie teen hierdie verskriklike uitbuiting kon oorleef nie. Omdat hierdie groot grondeienaars en hierdie verskriklike ryk politieke leiers die ekonomie beheer het, kon hulle eintlik nêrens kom nie. Belasting was hoog en almal van daai vlak het maar redelik swaar geleef. Nou die meeste mense het eintlik maar redelik gesukkel vir hulle daaglikse brood. Die bekende gedeelte van die Onse Vader wat sê, gee ons vandag ons daaglikse brood, het ook beteken dat kos vir elke dag nie vanselfsprekend was nie. Dat die gewone hoorders van Jesus se boodskap diep ontsteld was oor hulle situasie en dat hulle eintlik so al verbitterd was oor hierdie politieke owerheid wat hulle so uitgebuit het en die rykes in die samelewing wat hulle platgedruk het, dat hulle ontsteld en verbitterd was daaroor is eintlik mos maar net menslik. Is eintlik maar logies dat hulle so sou reageer. Sommige van hulle lees ons verskillende stories uit die geskiedenis uit, het probeer om die Romeinse juk of die Romeinse onderdrukking met geweld af te gooi. Nou uit die geskiedenis wat ons het van daai tyd, is dit baie duidelik dat opstande en die uitbreek van geweld eintlik maar so 'n algemene ding was elke dag. Nou om in so 'n situasie, familie, 'n vredemaker te wees, is nie 'n maklike taak nie. En tog, dit is wat Jesus van sy volgelinge en ook van ons as sy volgelinge vra. Hy vra dat ons vredemakers sal wees. Nou waar moet ons vredemakers wees? Oral, sê Jesus. Oral waar ons in onvrede met ander leef. In ons huwelike, in ons werk, in ons kollegaskap, in ons vriendekringe, in ons gemeenskappe, in ons kerk, oral. Want ons probeer so dikwels hierdie onvrede wat bestaan op te los deur eerder mekaar weer seer te maak of om mekaar terug te kry as ek dit nou so kan sê. Nou deur so op te tree wen niemand mos nie.
Want niemand baat by so 'n klein oorlogie nie. En ons weet dit, familie. Of om kwaad vir die ander een te word en daarom nie met mekaar te wil praat nie. Dit help ons nie. En as daar nie ietsie so buitengewoons gebeur nie, sodat mense mekaar weer kan vind nie, dan is die volgende stap gewoonlik om mekaar te beswadder of te beskinder en sleg te maak. Of familie, om op die onreg wat jou aangedoen met wraak te antwoord. Dis mos nie reg nie. Kan nie goed wees nie. Waar ons dikwels met al die goed wat ons tot ons beskikking het, die persoon of die persone wat ons iets aangedoen het, terug ietsie aandoen. Dit kan mos nie. Ons neem keer na keer, soos die Afrikaanse spreekwoord sê, die strydbuil op. Ons dink aan allerlei maniere om hulle wat my seer gemaak het, om hulle terug seer te maak. Soos daai persoon te beskinder, soos ek gesê het. Oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand is ons strategie in hierdie wêreld. Die vraag egter vanmôre, familie, is of die woord van God van ons so 'n reaksie verwag. Kan wraak 'n mens werklik beter laat voel indien jy seer gemaak is? En boop dit, die tweede vraag, is wat word werklik bereik met so 'n reaksie? Kan die oog wat van 'n teenstander geëis word ooit die eie oog teruggee, daai oog vir 'n oog besigheid? Sal dit nie juis eerder die ander persoon teenoor jou aanspoor om die ander oog ook te neem? Die groot vraag is, sal iemand wat buitekant Christendom staan, veral vandag in ons omstandighede in ons land en ons wêreld, ooit glo dat 'n Christen is, wanneer die se lewe met haat, geweld, teenreaksie en wraak deurtrek is? Ja, teenoor so 'n lewe, daai wat ek nou van gepraat het, kom die woord van God eintlik maar met redelike harde woorde. Romeine 12:21 wat sê, oorwin die kwaad met die goeie, deur die goeie. Matteus 5 vers 9, gelukkig is die vredemakers. Romeine 12 vers 18, leef in vrede met alle mense. En Jakobus 3 vers 18 wat sê, die met wysheid van bo leef in vrede met ander. Maar ons gaan nou weer daarby uitkom. Nou daai was die eerste reaksie, wat ons nou van gepraat het, die wraakneem reaksie. Daar is natuurlik 'n tweede reaksie wat by mense of by groepe teenwoordig kan wees, wanneer hulle te nagekom word. Mens kan dit wat jou aangedoen word, passief sal verduur soos 'n skaap wat gelei word slagpale toe. 'n Christen kan nou byvoorbeeld redeneer en sê, dit is nou maar eenmaal 'n gelowige se lot dat hy moet ly. Hoe meer ek ly en hoe meer onreg aan my aangedoen word, hoe meer ek dit net sluk en dit net vat, hoe groter sal my beloning eendag in die hemel wees. Buitendien sal ons kan sê, deur al die eeue heen was daar oorloë en haat en konflik tussen mense. Dit is maar net 'n teken of 'n kenmerk dat hierdie wêreld of hierdie aarde aan die verbygaan is. En dan kan ons sê, ek, die gelowige, wag daarom op die toekoms van die hemel, waar daar vrede sal wees. Dit is nie my taak om hier op aarde daarvoor te sorg nie. Ons lees dan, ons weet dan, dat die grootste Christene deur die eeue heen was martelaar. Hierdie kan ook nie 'n antwoord wees vir 'n gelowige in die familie. Indien 'n gelowige of 'n Christen dan nou bloot maar net ander se aanvalle op hom of op haar absorbeer en passief ly sonder om iets daaraan te doen, is hy of sy slegs besig om 'n klomp haat binne hulle self op te bou, op te krop, wat eendag gaan uitbars. Maar meer as dit, hulle is ook verder besig om die vyand of die onderdrukker eintlik so aan sy eie lot oor te laat. Daar kan miskien oor so 'n optrede geoordeel word dat daar minstens nie met haat of geweld gereageer word nie, maar aan die ander kant word daar ook nie met liefde gereageer nie. Want niks word ook gedoen om die haat en die geweld en die onreg in hierdie wêreld te verminder nie. Wat sê die woord van God, familie? Wat sê die woord met 'n Christen, 'n gelowige se optrede wees ten opsigte van geweld, haat, onvrede en woede? In Matteus 5, verse 38 tot 48, gee Jesus so eintlik self 'n verduideliking, 'n uitleg van sy saligsprekinge oor die vredemakers. Hy sê vir hulle, julle as volgelinge moenie net
die vyand se haat verduur nie. Hulle moet iets daaraan doen. Hulle moet werk daaraan om vrede te maak. Want dit is wat dit beteken om lief te hê. Paulus sluit in Romeine 12 direk hier by Jesus aan. Die gelowige kan nie maar net kwaad met kwaad vergeld nie. Die Christen se aktiewe taak, sy aktiewe opdrag, is om die kwaad deur die goeie te oorwin. En dan lees ons aan die einde van Romeine 12 vers 21, wat Paulus vir Spreuke 25 vers 21 en 22 aanhaal, om dit te verduidelik. Hy sê daar vir ons, ekskuus, laat ek dit net gou oopmaak. Ek gesels nou so lekker. Romeine 12 vers 21, wat hy Spreuke aanhaal, soos ek sê, Spreuke haal hy aan, hy sê, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Romeine 12 vers 20. Vuurrooi van skaamte. Die ou vertaling sê, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, en as hy dors is, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy kop vurige kole ophoop. Sal jy hom laat brand van skaamte. Die gelowige, die Christen, moet dus so optree dat sy liefde die vyand se hart sag maak, eintlik. Die gelowige kan en mag dus nie 'n lewenshouding van ek verdra dit maar net hê nie. Hy of sy, hulle moet aktief besig wees om op 'n nie gewelddadige manier sy vyand te oorwin. En laat ons maar eerlik wees, familie. Hierdie soort lewe wat God van ons vra, hierdie manier van vrede maak, is so half uitpas uit met die daaglikse lewe, met dit wat in ons daaglikse lewens gebeur, dat 'n mens eintlik wil reageer en sê, ag man, moenie nou belaglik wees nie. Maar daar is 'n ander saak wat ons nie moet van vergeet nie. Dit is juis hierdie belaglikheid van liefdevolle optrede, wat baie kere 'n skokkende effek het, en wat op die ou end dit baie effektief maak. Dis natuurlik nie altyd maklik om vrede te maak nie. Miskien is dit omdat dit so deel van ons lewens is om eerder terug te betaal, dit wat ons ontvang het. Of ons gevoel dat die persoon se plig is om te kom regmaak, dat dit die persoon is wat ons seer gemaak het, se plig is om eerder met ons te kom regmaak, om na ons toe uit te reik. Verder maak ons eintlik nie maklik vrede nie, omdat die een wat vrede maak, die een wat jammer sê, baie keer as 'n swakkeling deur die wêreld gesien word. En juist daarom, juist as gevolg van hierdie goed, vra dit soveel opoffering om vrede te maak. Vra dit iets van ons as kinders van God. Nou daar's egter 'n paar redes, 'n paar Bybelse redes waarom dit belangrik is en nodig is om vrede te maak. In die eerste plek, familie, soos ek al 'n paar keer gesê het, is dit 'n opdrag. 'n Opdrag wat nie alleen van God kom nie, maar is ook 'n opdrag wat voortvloei uit die wese van God self. God self is 'n vredemaker. Hy het dan in Jesus Christus met ons kom vrede maak. Dit is hoe God is en hy verwag van ons, wat sê ons is gelowiges, om ook so te wees. Ons kan nie daarby verbykom. Die tweede rede, as ons nie vrede maak nie, sal ons mooi moet dink aan die resultaat daarvan, aan die uitkomste hiervan, om so te lewe. Is ons bereid om altyd met haat en woede in ons harte te leef? Of aan 'n positiewe kant, watter gevolge is daar nie wanneer ons bereid is om die pad te loop wat Christus geloop het? Is dit nie beter wanneer mense mekaar weer vind nie? Is dit nie goed wanneer mense mekaar weer in die oë kan kyk nie? Natuurlik is dit. Maar nie net vir hulle nie, maar ook vir die mense rondom hulle. Die mense wat in dieselfde gemeenskap, dorp, stad of land woon. Is dit mos goed as mense mekaar weer kan vind? Gelukkig is die vredemakers, het Jesus op 'n keer op 'n berg gesê, want hulle sal kinders van God genoem word. Amen. Familie, kom ons sluit net ons oë daar waar ons is en ons bid net saam. Heilige God van vrede, Here, baie dankie vir die geleentheid wat ons het, om so uit die woord uit te kan hoor, wat U eintlik van ons verwag. En eintlik maar hoe maklik dit is om dit reg te kry.
Here, help ons om hierdie taak van vredemakers op te tel en ons eie te maak en werklik daaraan te werk. Mag ons vergewe daar waar ons moet vergewe, Here. Mag ons gaan vrede maak daar waar ons moet gaan vrede maak. En mag ons hierdie wêreld 'n plek van vrede maak. 'n Plek waar rustigheid leef. Help ons, Here, om te midde van al hierdie geweld en hierdie onreg en seer in die wêreld te kan sien dat U boodskap van vrede vir ons op die regte pad sal lei. Mag ons, Here, die lig wees wat hierdie donker wêreld so nodig het. Skyn deur ons, Here. U bly goed. Amen.